Veelvoude en faktore. In hierdie video gaan ons vinnig hersiening doen. As daar iets is wat jy nie mooi kan onthou nie, gaan kyk gerus na die graad 7 video's en maak seker jy weet wat alles beteken en hoe om dit te gebruik. Hersien veelvoude in die KGV, die kleinste gemeene veelvoud. Faktore, en hier kyk ons na priemgetalle en priemfaktore. Jy behoort al die eerste 100 priemgetalle vinnig te kan ken en herken. Die saamgestelde getalle en die saamgestelde faktore, en ook die GGD, die grootste gemeene deler, of die GGF, die grootste gemeene faktor, dis dieselfde ding. Veelvoude. Wat is veelvoude nou weer? Dit is herhaaldelike optelling. Veelvoude van 'n getal is, begin by die getal, en tel dieselfde getal weer en weer by. Ons kan ook sê dit is die getal se tafels. Hoe weet ons of iets 'n veelvoud is? Wanneer dit deur daardie getal kan deel sonder 'n res. 'n Vinnige voorbeeld, die veelvoude van 24. Hoe kry ons dit? Deur 24 herhaaldelik op te tel. Die eerste veelvoud van 24 is 24. Die tweede een is 48. Die derde een is 72. Die vierde keer wat ons 24 bytel of maal met 4 is 96. Die veelvoude. As ons dit skryf, sê ons, hoofletter V met 'n voetnota, 24, is gelyk aan krulhakie, 24, 48, 72, 96 en so aan. Kom ons kyk gou na faktore. Ons gebruik weer 24 as 'n voorbeeld. Wat is die faktore van 24 nou weer? Ons begin by 1 en ons kry alles wat, as ons dit met mekaar maal, gee dit vir ons 24. 1 en 24, dit is 'n faktorpaar. Dan kry ons 2, 2 en 12, en dan 3 en 8. Sien jy 3 maal 8 is 24, en laaste kry ons 4 en 6. Nou kan ons gaan en hierdie faktore opdeel in priemfaktore. Dit is nou weer daardie faktore wat priemgetalle is. 2 en 3. Ons kry ook die saamgestelde faktore. Dit is al daardie faktore wat saamgestelde getalle is. Ons het nou veelvoude en faktore hersien. Ons kyk gou weer na veelvoude. Wanneer ons met meer as een getal werk en ons wil sekere berekeninge doen, moet ons kan uitwerk wat is die gemeenskaplike veelvoud en veral die kleinste gemeenskaplike veelvoud, want ons wil dit mos so eenvoudig as moontlik hou. Wanneer ons met groot getalle werk, is dit nie altyd maklik om die veelvoude vinnig uit te werk deur maaltafels nie. Ons maak gebruik van priemfaktorisering om vinnig die KGV te kry. As jy nie kan onthou hoe dit werk nie, gaan gerus weer deur die graad 7 video. Ek hardloop vinnig deur 'n voorbeeld. 10, 25 en 60. Die eerste stap is om die getalle uit te druk as die produk van hulle priemfaktore. 10. Ons werk sy priemfaktore uit. Kan jy onthou met te doen? Jy begin mos met die kleinste priemgetal en jy deel, totdat jy nie meer met hom kan werk nie en dan gaan jy aan na die volgende priemgetal. Ok, sy priemfaktore is 2 en 5. 25 sin is 5 en 5. 60, 2 en 2 en 3 en 5. Nou is alles uitgedruk as 'n produk van priemfaktore en ons skryf dit onder mekaar om maklik te maak. Ons kyk watter is duplikasies en ons merk hulle. 2 van die 10 en 60 en die 5 kom by almal voor. Nou skryf ons al die faktore neer. Die KGV is 2 maal 2 maal 3 maal 5 maal 5. En as ons dit uitwerk, kry ons 300. Onthou, 'n veelvoud is altyd groter. Die KGV gaan altyd of die grootste getal of groter as die grootste getal wees. Jy kan nie 'n KGV kleiner as die grootste getal hê nie. Die GGF of GGD,
Die grootste gemeene faktor en sy ander naam is die grootste gemeene deler. Wanneer ons met groter getalle werk, is dit nie altyd so maklik om die faktore uit te werk nie. En ons gaan weer van priemfaktorisering gebruik maak om dit makliker te kan doen. Ons gebruik sommer dieselfde getalle, 10, 25 en 60. Ons het nou mos al die priemfaktore uitgewerk en hier is dit gaga weer. Om die grootste gemeene deler uit te werk, skryf ons ook alles onder mekaar en ons kyk watter faktor is by hulle almal. Hier is dit 5. 5 is die grootste gemeene faktor. Onthou, 'n faktor is altyd kleiner as die kleinste getal of gelyk aan hom. En as daar geen faktore is wat gemeen is nie, beteken dit daar is niks wat in almal kan indeel behalwe 1 nie, en dan is jou grootste gemeenskaplike faktor gelyk aan 1.